Môre, dit is Woensdag die 21ste Mei. En regtig, dis koud hier in Pretoria. Ek weet nie waar jy bly nie. Ek hoor dit het gesneeu daar in Lesotho op die berge. En maar dit moet kom, né? Die sneeu en die koue en alles moet kom, want so is daar ook in ons lewenseisoene. Ons het ook 'n lente in ons lewe, 'n somer en dan ook 'n winter en 'n herfs. Maak nie saak nie, hierdie herfs is altyd baie spesiaal. Daai winterkachel met daai lekker kuier is dan altyd baie spesiaal. Ja, met 'n ou biltonkie ook. Hy loop mooi, né? Nou ja, maak ek baie mense jaloers. Ja, ons het baie wonderlike mannekamp gehad en ja, so lekker gesels oor ons gunsteling onderwerpe en dinge wat vir ons baie kosbaar is. Nou vanmôre kom ek weer een en ek kom by iemand uit wat Jesus gekies het. Kan jy dink dat Jesus kies nou vir hom 'n leerlingraad? Hy kies nou vir hom ouens wat hy saam met hom die pad wil gaan. Want ek sit en dink, jy weet, ek was in die onderwys en dan het die hoof die leerlingraad gekies. Die kinders het ook gekies. En dan was daar 'n paar belhelmos wat baie sterk deurgekom het al die jare. Maar dan die hoof gesê, nee, ons kan nie hierdie ou vertrou met so 'n balkie nie, want hy's maar 'n bietjie 'n willehond. Ons kan nie daai manne daai ereklere gee nie. Maar Jesus kom gee ereklere vir mense. Verskoning, wat ek en jy nooit sal dink hy ooit sal doen. En een van hulle is Petrus. So 'n wille ou wat op die water loop. Ek hou van so 'n ou. 'n Ou wat praat wat in sy mond is, maar hy is 'n visserman. Hy's mos maar 'n aardige man. Nou, kom ons leer 'n bietjie vanmôre van Petrus. Nou, hier kom ek in Johannes 13. Dan kom Simon Petrus, kom sê vir hom, Here, waar gaan u heen? Dis 'n goeie vraag. Here, waar gaan u heen? Asof hy nou sal weggaan, asof hy nou hulle gaan drop, soos ou Martin sal sê. Here, waar gaan u heen? Ek wil net weet, want jy weet, as ek by u is hier's die hoofseun hier, met respek gesê, maar daar waar u gaan, daar is ek veilig. Dan sê Jesus vir hom, Here, waar gaan u heen? Sê hy. Jesus antwoord hom, waar ek heen gaan, kan jy my nou nie volg nie. Petrus, hierdie keer, jy kan my nie volg nie, jy kan nie saamgaan nie. Ek is so jammer, ek het so lank saam met jou geloop, maar hierdie keer kan jy glad nie saamgaan nie. Dis 'n anderste antwoord, né? En dan sê hy, jy kan my nou nie volg nie, maar later. Maar later, ou Petrus, later gaan jy my volg. Dit staan in Johannes 13, vers 36. En Petrus sê vir hom, Here, waarom kan ek jy nie nou volg nie? Dis typies nou, daai ou, ek wil nou weet, wat gaan hier aan? Ek sal my lewe vir u gee. Petrus, ekskuus, is ons op dieselfde bladsy, jy gaan wat? Ek sal my lewe vir u gee. Dis maklik om te praat, ou Petrus, jy weet nie waartoe ek gaan nie, jy weet nie wat 'n ure ek gaan kry nie, jy weet nie, hoor nou mooi. En dan antwoord Jesus hom, sal jy jou lewe vir my gee? Sal jy jou lewe vir my gee, wat jy nou net gesê het? Voorwaar ek sê vir jou, die haan sal sekerlik nie kraai voordat jy my 3 maal verloon het nie. Jo, Here, waarvan praat jy? Ek is Petrus. Van wat se wonders praat jy nou van? Dink jy nou ek gaan wegstap van u af? Ek is die bodyguard. As iemand hier vat, dan vat hy aan my. Petrus, jy gaan my 3 maal verloon. Verskoning. Petrus, hoe praat jy dan nou? En dan gebeur het. Onthou jy? Petrus het Jesus 3 keer verloon. Maar weet wat so wonderlik vir die storie is dat Jesus het hom nie verloon nie. Hy was die rots waarop die kerk gebou is. Petrus. Ja, onthou jy, hy het ook 'n oor afgekap. Hy was die groot man. Maar toe Jesus weggevat was, het hy weggehardloop. En weet wat so wonderlik van hierdie Jesus? Hy het nooit teen hom gehou nie. Ek wonder wat sê jy maak as jou vriende weghardloop en jou verloon. Jy sal hulle afskryf, maar nie Jesus nie. Hoeveel keer het ek en jy nie al Jesus verloon nie? En vanmôre wil ek net vir jou sê dat hy skryf jou ook nie af nie. What a mighty God we serve. Vanmôre wil ek maar net na jou kom en sê, as die Here dit vir Petrus gedoen het, sal hy
dit vir my en jou ook doen. Nou ja, wat leer ons? Jesus het ons lief met 'n ewige liefde. Nie dood, nie hoogte, nie wyte, niks kan ons skei van die liefde van die Here. What a God we serve. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n splinternuwe dag. Al is dit koud, Here, ons harte is warm. Ons dink vanmôre aan mense wat stikkend is. Here, mense wat gebroken is, mense wat hartseer is, mense wat geliefdes verloor het, mense wat treur, mense wat swaar kry, mense wat honger is. Here, kom help ons hier in Suid-Afrika, dat ons land draai, Here, dat U weer eerste word in ons land. Ek wil bid vir al die mense, Here, vir almal wat siek is, almal wat, Here, finansiëel sukkel, ons bid vir hulle vandag. Dankie vir U liefde, onvoorwaardelike liefde. Dankie dat U dit in die kruis betoon het. Ook aan Petrus, Here, U het vir ons gewys, dat U gaan nie oor ons verander nie. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Weet dat Jesus jou baie lief het. En onthou, jou beste is nog verseker op pad. Totsiens, tot 'n volgende keer.